Wie sê amen? En die duiwel is veel goed. Wie sê amen? Amen. Het is 'n voorreg vanmôre om in die huis van die Here te wees, om God se naam te vereer en te kan verheerlik. Wie sê amen? Amen. Ons kon vanmôre dalk vasgevang geword het in 'n siekbed of in omstandighede wat gemaak het ons dalk nie hier kon maak vanmôre nie, maar die Here is ons genadig dat ons hier kan wees vanmôre. Die vraag wat ek vanmôre aan julle wil vra is, wie gaan gered word? As hy. Daar's geloof. Wie kan vir my sê die Bybel ernstig, wie gaan gered word en wie gaan nie gered word? Wie kan sê ja of amen? Sê die Bybel dit? Ja, alright. So die Bybel gee 'n voorskrif of hy gee 'n resep vir elkeen van ons wat dit is om gered te word. Laas Sondag se boodskap, nee, die vorige Sondag voor dit, het uitgegaan om te sê dat die leen van eenmaal gered, altyd gered kom nie in die woord van God voor nie. Maar daar is 'n spesifieke voorskrif wat God sê, wat moet jy doen om hierdie resep te maak werk? Die vrouens wat lekker kos maak en bak en weet, as jy nie water by die bestanddele gooi nie, gaan dit werk. Okay. As jy koek wil bak en as nie koekmeel nie, gaan dit werk. Dalk veel jy het al die ander bestanddele, maar jy ontbreek 'n sekere bestanddeel. As jy nie sout het nie, gaan dit smaak hê. Nee. Jy sien, so elkene ding in die woord van die Here is iets wat voldoen tot hierdie resep, sodat u en ek eendag die ewige lewe kan berg. En ek dink nie is een van ons vanmôre wat hier sit, wat nie wil by Jesus uitkom nie. Is hier iemand wat wil hel toe gaan, steek op die hand. Ek het 'n getuie vanmôre, wat so 'n bietjie my hart trots maak. Ons het in hierdie week uitgevind, meisie het vir ons kom vertel, dat hy by die skool begin kerk hou het. Amen. Kan ons die Here loof daarvoor? Amen. Jy sien, vir baie van die mense is die topprestering vir hulle kinders om te kan sê dat my kind is 'n Springbok rugby speler of my kind het die toppresterende posisie behaal in sy werk. Maar daar is geen groter trots vir 'n ouer as jy kan sê dat jou kind vir God wil werk. En ek het vir hom gesê, vandat ek in my lewe groot, ek sê, ek sal nooit jou dwing om vir die Here te werk nie. Dis nie wat ek doen, want God sal jou roep om vir hom te werk. En jy sien dat God sê, ons moet word soos kinders. En gaan sê wat hy gedoen het in die klas, terwyl hulle in die klas is en die juffrou is nie daar nie, dan skree hy in die klas, die Here is goed, wie sê amen? Ja? En dan sê die kinders amen. Jy sien, wanneer ek sê die Here is goed, wanneer ons kom in die huis van die Here, dan wil die kinders van die Here hulle mond hou, omdat ons omstandighede so groot vir ons lyk, en ons kan nie die goedertierheid van God in ons lewe sien. Daarom sê die Here, word soos kinders. So hy is alright. Hy hou 3 dienste 'n week by die skool, by die kinders, en hy leer hulle en sê, hierdie is 'n Pinksterkerk, julle kan terugpraat as julle wil, en julle kan vra as julle wil. Jy sien, dit is hoe die evangelie was. Toe Christus hulle evangelie gegee het, sy disippels elke maal met hom begin praat en sê, Here, ons verstaan nie wat u nou vir ons gesê het nie. Jy sien, die kinders van die Here word onderdruk in die huis van die Here, dat wanneer die pastoor iets sê en hulle verstaan dit nie, dan bly hulle stil. U moet die vrymoedigheid hê om in hierdie huis van die Here te kan sê, pastoor, ek verstaan nie wat u nou vir my gesê het. Want dit help veel, jy sit in die huis van die Here, Sondag na Sondag, en jy kry hierdie evangelie, maar jy kan die kop of stert uitmaak wat daaraan gaan. Ja, dit is so. Die woord van die Here sê, hy openbaar die skrif aan wie hy wil. Maar jy sien, elkeen van ons moet daar die behoefte hê om hierdie skrif te probeer verstaan, soos wat God se Gees wil hê ons moet dit verstaan. Ons kan nie hierdie woord vat en ons eie evangelie daarop bou, en ons eie koninkryk vorm, en dink ons kan dit maak en verdraai om ons lewe aan te pas nie. Jy sien, hierdie woord van God is so vasgepen deur God se Gees, is sodat jy by God moet aanpas. Nou, God is heilig. Levitikus 19:2 sê die woord van die Here, wees heilig, want ek, die Here, julle God, is heilig. Jy sien, baie van ons gaan deur die bad van wedergeboorte, maar ons staan 'n nat sondaar aan die ander kant uit. Jy sien, dit is 'n daaglikse lewenswandel, wat jy met God 'n pad moet stap, want wanneer jy met God se Gees 'n pad stap, sal hy outomaties die vyand uit jou lewe uithaal. Jy sien, jy by jou eie krag en mag sal nooit die sonde uit jou lewe self kan uithaal.
Nooit. Jy kan probeer. Die wat al drank vasgevang was, weet jy sê, vanaand los ek dit, môre drink ek weer. Jou wat vasgelê het aan geld, hy werk by die bank, hy sê vanaand, hou op mense besteel, môre dan vat hy maar net weer. Ek sien, jy kan in jou eie krag en mag, kan jy dit nie doen nie, maar wanneer jy het oorgee in God se hande, dan sal hy dit vir jou vat. Want God wil hê, jy moet totaal en al afhanklik van hom wees. Wie van u is afhanklik van die mense om ons? Baie van ons. Baie van ons is afhanklik van ons werk. Want as jy nie werk het nie, het jy nie 'n salaris nie. En as jy nie 'n salaris het, het jy nie 'n huis nie. So baie van ons is afhanklik van daardie werkgewer om elke maand my beloning te gee vir dit wat ek ingesit het. En hoeveel van ons het dalk al miskien geld verloor by die werk, omdat ons minder ingesit het as wat ons moes? Wie se werk het al van julle geld afgetrek? Ek het al. By BMW gewerk, ek het al R1000 vir hulle betaal, omdat ek nie ingesit het wat ek moes nie, of omdat ek dalk nie so versigtig was soos wat ek moes gewees het nie. Jy sien, dit is hoe die woord van die Here ook werk, dat jy moet al hoe meer insit om meer te ontvang, want as ons aan 'n wedloop deelneem, en die wat die langafstandige hardloop by die kinders sal weet, dat as jy langafstand hardloop, dis nie die eerste 3 wat 'n prys kry, is dit nie so? Nie wat laaste is, kry jy 'n prys? Nee, miskien 'n sertifikaat van deelname. Jy sien, wanneer ons die beloning van hierdie ewige lewe wil ontvang, dan moet ons wedywer elke dag om by Christus aan te kom. Maar jy sien, ons spring weg met 'n bang, soos die Engelsman sê, en dan mate ons groei in hierdie evangelie, dan raak ons moeg. Want jy sien, ons wil soos as die Comrades hardloop, wil ons die eerste kilometer alles gee wat ons kan. Gaan jy dit maak? Kyk jy ouens wat dit wen. Dit is gewoonlik ouens wat in die middelorde wegspring, wat daai pas en daai gelid hou heeltyd tot by die wenstreep. Jy sien, dis wat God van ons verwag. Is nie hoe jy begin nie, maar is hoe jy klaar maak. Dit help veel, ek spring met 'n bang weg en oor 20 jaar verloon ek Christus en ek wil niks meer met hom te doen hê nie, dan sal jy nie die kroon van ewige lewe ontvang. En jy sien, daar is baie mense wat kom en sê, dat jy is eenmaal gered, altyd gered. As dit die geval is, het jy nie nodig om kerk toe te kom nie, het jy nie nodig om Bybel te lees nie, het jy nie nodig om te bid nie, want as jy een keer jou hart vir die Here gee het, is hy vir altyd syne. Openbaring stel dit baie mooi, hy sê, as jy enigiets byvoeg by hierdie woord van die Here, sal God die pla van hierdie boek by jou lewe byvoeg. As jy enigiets wegvat, sal God jou naam uit die boek van die lewe uit wegvat. Jy sien, dit is gevaarlik. Ons wil baie keer die Bybel vertalers kritiseer, omdat hulle sekere verse hier uithaal, omdat hulle sekere skrifgedeeltes net weglaat, maar hoeveel laat jy in jou lewe weg en pas jy nie toe in jou lewe? Nie al mense nie sê eina. Wat Pastor Adrian gesê? Amen. Ja, want jy sien, ons wil baie keer die woord van die Here lees, dan lees ons iets, en dan dryf dit in met hoe ek die vleeslike lewe wandel, dan besluit ek maar net, dis nie vir my van toepassing. Elke ding wat hierin geskrywe staan, is om die kind van God te formeer, om sy oë by Christus oop te maak. Hierdie woord is gemaak om jou te druk, om jou te skaaf, om jou soms bietjie te breek en weer van vooraf op te bou. Hierdie woord is nie net om jou te bemoedig nie. Hierdie woord is om jou uit te wys en te sê, weet jy wat Marlin, jy doen daar dit en dit en dit verkeerd. Jy sien, om die Here pad te stap is nie maklik nie. Jy sien, baie keer dan sit ek terug en wonder ek, dan praat ek met die Here en sê ek, Here, hoe kan ek hierdie evangelie vir die mense gee as ek self sukkel in van hierdie dinge? Jy sien, God se woord praat direk met jou, wanneer jy deur die woord van God begin indelf. Dit beteken nie as jy in 'n ampt staan, of 'n doktersgraad agter die naam het in die woord van die Here, of in teologie, dat jy ewe skielik high and mighty is nie. Soos wat die katholieke kerke doen en sê die paus is die spreekspersoon tussen God en die mens. En hulle sê die paus staan vir al hierdie kerke oor die wêreld. Ek weet wie staan vir my, en dis Christus en Christus alleen. Geen man, geen vrou, geen amptsdraer kan vir my staan nie, maar Christus en Christus alleen. Ek het niks te doen met die paus nie. Hoe gaan hy vir my boodskap gee as God hom 'n boodskap gee? Jy sien, ek praat met God en God begin deur sy woord met elkeen van ons deel en met elkeen van ons werk, sodat ons oë by hom kan oopmaak. Hy sê, want hy het geen baat aan die dood van 'n sondaar nie, maar daarin dat die sondaar hom van sy dwaalweg bekeer. Jy sien, elkeen van ons het in ons lewe die pad van hierdie wêreld geloop, tot op 'n dag wat God by jou lewe ingetrek het.
Maar dan moet ons versigtig wees. Soos wat Hebreërs sê, die woord leer ons, dat as jy eenmaal hierdie lig gesien het, en deelagtig geword het van hierdie Heilige Gees, en het gesmaak het, en jy dan terugkeer na die sondige mens wie jy was, is dit vir jou onmoontlik om weer tot bekering te kom. Jy sien, as jy daai standpunt neem en sê, ek stap vir Christus nou, tot die einde toe. Hy sê, jy wat jou hand aan die ploeg slaan en terugkyk, is my nie waardig nie. Waarom het Lot se vrou in 'n soutpilaar verander het? Omdat sy teruggekyk het na die plesier wat agter haar was. Jy sien, Sodom en Gomorra was 'n lekker plek. Die wêreld nou is 'n lekker plek. Amen? Kom maar, mense, wees eerlik. Jy ry net verby die dansvloer, dan begin hy voete so te juk. Ja, jy ry so verby die borrelstoel, dan kry jy so spasma in jou nek, want daai borrel roep jou weer daar binne. Ja, jy ry so verby die bank, en dan dink jy, ja, gaan nou weer inloop met 'n transaksie deel, ja. Ja, dis lekker. Sonde is lekker, amen. Ja, kom maar, moenie bang wees nie, Selwyn. Ek ry te veel rond. My werk maak dat ek te veel rondry. Sonde is lekker, want as dit nie lekker was, het niemand dit gedoen. Jy sien, dit is lekker om daai adrenalien deur jou te pomp wanneer jy iets verkeerd doen. Is dit nie so nie? As jy skool gebank het, die wat dit kan onthou, was lekker om skool te bank. Adrenalien wat deur jou gaan. Gelukkig, ek weet nie as julle kinders nie weet wat skoolbank wees nie, moet nooit vra wat dit is nie. Anders gaan julle in die moeilikheid kom. Maar jy sien, om altyd die verkeerd te doen is lekker. Maar om die reg te doen kos soms 'n prys. Dit kos soms dat jy iets of iemand gaan verloor. Maar wat is vir my belangriker? My lewe en verhouding met Christus, of my vrou of my man of my kinders of my ouers wat vir my hou. Jy sien, enige iemand wat 'n struikelblok tussen my en God is 'n vyand van my. Al is hy iemand na die bloed. Praat vanmôre met Rosanne en ek sê vir haar, ek sê ek is 'n persoon en ek het 'n besluit in my lewe ingeneem. Al is dit familie, my pa, my ma, my broer, my suster, my oom of my tannie. En hulle is 'n struikelblok vir my en Christus. Al is jy bloedverwant, is jy 'n vyand in my oë. Ek sal jou met liefde en respek behandel, maar ek gaan nie met jou op pad stap nie. Jy sien, die pad met wie ek moet stap is Jesus. As 'n liedjie wat ons sing, net Jesus en jy sal op hierdie weg bly. En ons kan dit sien. Ons almal van ons wandel met ons man en ons vrou en ons kinders, maar soms dan begin hulle uit die lewe uit weggevat word. Dan wandel jy alleen. Kinders word groot, ouers val weg, dan wandel die kinders alleen. Net Jesus en jy gaan op hierdie weg bly. Dan kan ons vra, wie gaan gered word? En ons vanmôre kyk na ons eie lewe. En ons moet gaan verkondig vir die wêreld daar buitekant. Want die wêreld is besig om predikante en kerke bymekaar te bring, omdat hulle net in hulle gehoor gestreel wil word heeltyd. Omdat hulle wil hoor, ons is okay. Jy is opreg, Christus aanvaar jou net soos wat jy is, bly soos wat jy is, kom soos jy is, en dit is alles okay. Kom na die boedelingsbank toe, die ou mense sal weet wat die boedelingsbank is. Kom na die boedelingsbank toe, en kom sê jou sondaarsgebed op, en God sal jou genade bewys. Dis nie wat die woord sê. As dit so maklik was, het almal dit gedoen. Jy sien, toe hierdie valse profete in Suid-Afrika opgestaan het, en gesê het, Christus kom die 24ste September, het almal die 23ste September hulle harte vir die Here gegee. Die Here het nie gekom nie. Jy sien, die bloed van daardie mense, want meeste van daai mense het hulle rug in elk geval nou op Christus gedraai, want hy het nie gekom nie. Jy sien, die bloed van daardie mense is op daardie valse profete se koppe. Jy sien, elkeen van ons, ek sal sê, soos wat broer Petrus sê, ons moet God meer gehoorsaam as die mens. Ons moet luister na wat God se Gees vir my sê, nie na wat my man, of my vrou, of my kinders vir my sê. In Markus 16 vers 16 sê, gaan ek vir u vinnig aanhaal, jy kan my glo, as jy my nie glo nie, blaai na Markus 16 vers 16. Skryf dit neer as jy nie weet wat daarin staan nie. Markus 16 vers 16 sê, die begin van die redding vir kind van God. Hy wat glo en hom laat doop, sal gered word. Sien, baie mense in kerke sê, jy moet net glo. Baie kerke sê, jy moet net gedoop word. Jy sien, dit help veel, jy doop jou en jy glo nie, dit beteken dit vir jou niks. Dit help veel, jy glo en jy laat jou nie doop nie, maar dan beteken dit ook vir jou niks nie. Want as jy in die geloof wil lewe, en die doop is 'n afwas van sonde, wat jou intrek onder die genade van Christus in, as jy nie wil laat doop en bekeer tot Christus toe nie, is jou geloof sterk genoeg om jou te red. Sien, baie mense gaan deur die bad van wedergeboorte, dan staan hulle op en dink, ek kan hom maak net wat ek wil. Ek is alright. Daarom sê die woord, bekeer jou eers. Verander eers jou lewe.
Bekeer bedoelend uit jouself uit gaan jy dit nie regkry nie. Maar is 'n mindset change wat jy moet maak om te sê ek is klaar met die ou ek en ek stap in 'n nuwe wandel in Christus. Bekeer jou, elkeen wat glo en hom laat doop sal gered word. Dan 2 Korintiërs hoofstuk 4. Ek gaan vir julle telke male skrifte uithaal oor wat die woord van die Here sê wie gaan gered word. 2 Korintiërs hoofstuk 4, gaan net daar 2 verse lees. 2 Korintiërs 4, vir die wat nie weet waar dit staan nie, is net voor Genesis en dan net na Openbaring. Twee Korintiërs hoofstuk 4. Gaan lees vers 2 tot en met vers 4. Hy sê, maar ons het van die heimlike dinge wat skandelik is afstand gedoen. Die vraag is vanmôre, het jy van jou dinge wat in die geheim gedoen was, wat skande oor jou lewe gebring het, afstand gedoen? Hy sê, en ons wandel nie in lustigheid of vervals die woord van God nie. Jy moet opstaan vanmôre en sê of ek die woord van God vervals of nie. Want as jy dit nie gaan doen en ek doen dit dan, of enige ander pastoor of predikant of man en vrou vervals die woord van God, maak hulle jou God wat jy en ek aanbid tot 'n leenaar. Groot magtige man in Suid-Afrika wat lekker gesing het hier in Afrikaans, begin alweer om te sê dat die Here kom dalk oor 'n jaar of 2. Hy het gesê die Here kom die 24ste September, hy begin nou alweer om te sê die Here kom oor 'n jaar of 2. Hy gaan weer met 'n rooi gesig staan. En weet jy wat, ek voel al op 'n punt wat ons hierdie valse profete eintlik met klippe moet doodgooi. Sorry, ek stel dit so reg. Maar wie kan onthou, wie dra sulke bandjies wat sê, what will Jesus do? Ja, een. Ja, what will Jesus, kan julle onthou julle kinders? What will Jesus do? Maar onthou net om tafels om te gooi en 'n sweep te gebruik is ook 'n opsie, hoor. Ja? Nou, Jesus was nie net vir vrede nie. Hy sê, ek het nie gekom om vrede te bewerkstellig nie. Christus het gekom om tweedrag te saai. Christus het gekom om vyandskap te saai tussen die kind van God en die gewone wêreldling. Jy sien, want die kind van God in daardie tydperk, soos van vandag se dag, wil gelykvormig word aan hierdie wêreld. En die Here gesê, gaan vyandskap bring tussen pa en seun, tussen ma en dogter, tussen koninkryk en koninkryk. En dit gebeur. Hoeveel van ons in ons huise is pa kwaad vir die kinders en kinders kwaad vir die ouers? Ja, en broers kwaad vir mekaar. Dis wat God doen. Want hy sê, wat het die lig met die duisternis uit te waai? Ek ag u vanmôre hier so meer werd as my vleeslike broer en suster wat dalk niks met God te doen wil hê. Want dis wat Jesus sê. Hy sê, julle is my familie. Hy sê, ons vervals nie die woord van God nie, maar deur die waarheid aan die lig te bring, beveel ons dat by elke menslike gewete voor God aan. Maar as ons evangelie dan nog bedek is dit bedek vir die wat verlore gaan. Jy sien, hierdie evangelie is bedek vir die mense wat verlore gaan. Jy sien, dit is nie almal wat gered gaan word nie. Ons gelowe in Suid-Afrika wat sê dat hoe kan God hierdie mensdom hel toe stuur wat hy voor lief is. Jy sien, die woord kom op 'n ander plek en hy sê dat God 'n spyt het die mens gemaak. Ja? Jy sien, ons kan nie net een skrif gebruik en ons evangelie daarom vorm nie. Jy moet elke skrif gebruik en laat dit met mekaar uitbalanseer sodat jy die groter prentjie van God kan begin raak sien. Jy sien, wanneer God kwaad is vir iets of iemand, dan is hy geneig om die hele volk tot nie te maak. Die woord van die Here sê, as hy Sodom en Gomorra nie gespaar het nie, en met die sonvloed op Noag, wat keer om nou die teenswoordige wêreld nie te verwoes nie? Maar is kerke wat sê, dat die hel is maar net 'n kort tydjie. Die woord sê die hel is 'n ewige vuur wat onuitblusbaar is. Hy sê die hemel is ook 'n ewigheid. So as hulle wil sê dat die ewigheid van die hel is maar net 'n kort tydjie, gaan die hemel ook maar net 'n kort tydjie wees. Jy sien, dit wat God sê is die waarheid. Ek glo eerder die woord van die Here as wat ek die mens glo. Jy sien, want meeste predikante in vandag se dag wil vir jou verkondig en sê as jy soveel saad en geld in die huis van die Here insaai, gaan God vir jou soveel gee. God het nêrens vir my vir jou in die woord gesê, gee geld sodat ek jou meer kan sien. Nêrens. Nêrens. God het gesê, gee jou hart vir my. Hy soek dit wat hier binne aangaan. Want as hy jou hart het, dan vorm hy en hy maak jou soos wat hy wil.
Hy sê naamlik, hy sê die evangelie is bedek vir die wat verlore gaan, naamlik die ongelowiges, in wie die God van hierdie wêreld die sinne verblind het, sodat die verligting van die evangelie van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is, op hulle nie sou skyn nie. As die beeld van God en Christus nie op jou skyn nie, is jy verlore. En hoe gebeur dit? Deur die evangelie te verkondig sonder om met die Bybel onder jou arm te loop. Mense moet Christus in en deur jou lewe kan sien. Jy sien maar, daar is baie mense wat loop met die woord van die Here so, maar is nie op hulle hartstafels geskrywe nie. Hulle lewenswandel getuig van iets anders. Jy sien, daar is baie mense wat in die naam van die Here bid en siekes gesond maak en duiwels uitdrywe, maar hulle is die duiwel hulle self. Jy sien, toe die duiwelbesweters kom, jy kan dit gaan lees, ek dink dit is in die boek van Handelinge as ek dit reg het. Toe kom die duiwelbesweters en hulle wil die duiwels uitdryf, want hulle het gesien wat die disippels doen. En die duiwels, hoor wat sê die woord van die duiwels, het hulle gevra, wie is julle? Hy sê, ons ken vir Paulus, ons ken vir Petrus, maar julle ouens ken ons nie. En die woord van die Here sê, die man het hulle gegryp, en die duiwels het uit mekaar uitgeslaan, dat hulle sonder hulle klere uit die plek het gehardloop het. Jy sê, wanneer jy 'n bespotting van hierdie evangelie maak, dan maak God van jou 'n voorbeeld. Jy sien, daar is baie mense wat al gespot het en gesê, daar is nie God daarbo nie. Die mense wat die Titanic gebou het, gesê, not even God can sink the ship, en op sy eerste vaart uit op die see toe sink hy. Jy sien, jy mag nie met God spot nie. Jy sien, daar is baie mense wat uitlatings maak oor God, maar is omdat hulle ongelowig is, omdat hulle die God van hierdie wêreld wil aanbid, en omdat hy hulle sinne van hulle sinne beroof, omdat hy hulle oë toemaak, dat hulle nie die waarheid kan sien. Sien, daar is baie mense in ander kerke, wat met oogklappe loop, is dit nie so nie? Jy al gesien 'n perd, as hulle wegspring, wie het al perde gespeel, moenie hand opsteek nie. Ja, as hy jokkies op hom klim, die manne kan ons onthou, kyk, perde speel is lekker, die pastoor het ook al gespeel, hoor. Dan gaan kyk oor die perde, kyk hier daar so. Dan begin hy perde so loop, maar as hulle oogklap af, dan kom jy so in die ring, voordat jy kan besluit wat se perd om te vat. As die agterkant van die boude van die perd 'n bietjie hoog is, dan moet jy weet, hy gaan nie mooi hardloop nie. As die voorkant 'n bietjie hoog is, dan moet jy weet, hy gaan nie mooi hardloop nie. As die jokkie bietjie groot is, dan moet jy weet, hy gaan bietjie stadig wees. Jy sien, jy bestudeer dit. En dan begin hulle, as hy jokkie die voorbereiding doen, om daardie wedloop te voleindig, dan sit hy oogklappe op daardie perd, dat hy nie moet fokus op die een wat links en regs van hom is nie. Jy sien, dis so baie kinders van die Here ook hierdie wedloop doen. Hulle hardloop met oogklappe, en dan kan jy sien, wanneer daar die perde wegspring, almal in 'n lyn, dan maak hulle so. Jy het al gesien? Jy sien, dis hoe die kinders van die Here ook is. Omdat ons met oogklappe deur die lewe gaan, bots ons teen allerlei dinge, en ons moet ons visie begin oopmaak, sodat ons wyd en suid kan sien, die waarskuwings wat op die pad is, sodat die duiwel ons nie kan beroof van ons seën eendag nie. Want die duiwel maak jou oop toe. Vir hoeveel jaar het die duiwel baie van ons sinne toegemaak? Jy het in 'n kerk gesit, en jy het maar net daar uitgestap, en jy kan nie onthou wat die pastoor ooit gepreek het. Wie was al daar? Ja, ek ook. Of die kerk was nie met God se gees gevul nie, of jy was met oogklappe deur die lewe. Een van die twee. Maar jy sien, ons moet op 'n punt kom, wat ons nie meer moet toelaat, dat hierdie wêreld en hierdie God van hierdie wêreld die kinders van die Here se oë toemaak nie. Want ons gaan in 'n tydperk in, waar die kinders van die Here so skape na slagpale toe gelei word, en hulle volg maar net doodgedoe agter hulle aan. En die uiteinde daarvan is die dood. Matteus 7 vers 21 gaan ek vir julle lees. Kan die woord van die Here oopmaak. Matteus 7 gaan nie lank besig hou vanmôre. Matteus 7 vanaf vers 21 tot 23. Hy sê, nie elkeen wat vir my sê, daar kom 'n ander gedeelte, hy sê almal wat sê Here, Here, wat sal ingaan. Hier sê hy, dis nie almal wat vir my sê nie. Jy sien, daar is baie mense wat bid tot God, maar hulle is nie God se kinders nie. Hy sê, dis nie almal wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is. Jy kan opstaan en jou hande in die lug opsteek. Jy kan sê amen, jy kan sê halleluja in die huis van die Here. Jy kan jou knie buig.
Maar as jy nie doen wat hier binne in staan nie, gaan u nie hemel toe gaan nie. En dit geld vir elkeen wat daar buitekant is, dit geld vir my, dit geld vir julle, dit geld vir die hele wêreld. Die titel kind van God, vrywaar jou nie, dat jy deur die oordeel kan gaan nie. Hy sê, baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, ons het in u naam geprofeteer, en in u naam duiwels uitgedrywe, en in u naam baie kragte gedoen. Dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk. Jy sien, jy moet 'n onderskeiding van die geeste begin kry. Wees van God en wees nie van God nie. Hy sê, want weet julle dan nie, dat die duiwel homself voorgee as 'n engel van die lig nie. Ja? Jy sien, wanneer die kinders van die Here opreg by mekaar kom, is die duiwel baie boos besig. Wie kry nie aanslaan in die huis van die Here nie, steek op jou hand. Van die duiwel af nie, kom maar. Ha? Jy sien, dan moet ons dankbaar wees, want dan weet ons, die duiwel is nie tevrede met waar ons is nie. Dan moet ons dankbaar wees dat God se gees nog die eerste en die laaste sê in hierdie gemeente sal hê. Jy sien, daar is baie predikante, ek was onder 'n predikant wat gesê het, al die geeste is die gees van die prediker onderdanig, selfs die Heilige Gees. Nou as die manier wat ek sê die Heilige Gees onderdanig aan my nie. Die woord van die Here sê, al die geeste van die profete is die gees van die profeet onderdanig. Weet jy wat beteken dit? Dit beteken dat wanneer 'n ander predikant hier instap en ek is met God se gees gevul en hy wil onmanier insaai, is hy onderworpe aan die gesand wat God hier ingestel het. As ek na 'n ander gemeente toe gaan wat God 'n profeet aangestel het en ek wil onmin saai in sy gemeente, sal God toelaat dat die gees van God wat deur hom werk, laat ek ondergeskik word aan hom. Jy sien, dis hoekom al baie keer aanslae op jou gemeente gegee word, of wil sê ons gaan kom moeilikheid maak, maar hulle dag nie hier op nie, omdat die gees wat binne in hulle is, teenstrydig is met die gees wat hier is. Jy sien, die Heilige Gees sal nooit aan geen mens onderdanig wees nie, want dan erken jy om te sê dat God is die mens onderdanig. Jy sien, ons kan een skrifgie vat, en mense manipuleer, sodat die mense moet dink, I am too high to come by. Jy sien, wanneer 'n predikant die leer van sukses begin klim en die kerk begin groei, dan word hy groot in homself en sê ek het soveel mense al gedoop. Ek het soveel mense tot bekering gekom, as dit nie vir God se genade was nie, het jy dit nie gedoen nie. En weet jy wat, as jy dit nie wil doen en jy wil nie luister nie, sal God die donkie gebruik om te praat. Ja? God gebruik wie hy wil, wanneer hy wil, waar hy wil. As jy wil klip gooi omdat iemand anders die evangelie verkondig, beter jy sorg dat jy die suiwer, reine woord van God verkondig, waar God van jou verwag om dit te doen. Maar as jy baie mense wil hulle mond uitspoel, en sê, okay, kom. As ek van môre af, jy kan dit gaan Google, doen nie self vergins gaan Google, dan vra jy daar vir Google, how can we turn a small church into a mega church? Gaan Google dit. Die eerste antwoord wat hulle vir jou gaan gee is, start preaching prosperity. As ek van môre af begin preek, dat dit gaan oor geld, en julle moet geld bring na die huis van die Here toe, kom soos wat jy is, ons reël 'n band om vir julle hier te kom speel, is hierdie saal oor 'n jaar te klein. Jy sien, maar ongelukkig, vir die wêreld en vir die mens, sal ek verkondig deur die genade van die Here, wat God se gees wil hê hulle moet hoor. As mense nie verhou van dit wat ek preek nie, is dit oukei. Want die woord van die Here sê, die saad het op al die grond geval, maar net op die vrugbare grond het dit vrug gedra. Die saad gaan oralste uit, daar's mense wat dit gaan aanvaar, en daar's mense wat dit gaan verwerk. Jy sien, daar's baie mense wat al in hierdie kort tydjie wat ons hier by mekaar is gekom het, en gegaan het. Ek moet 'n bietjie vir hierdie ry begin preek, want hy raak leer. Hierdie een raak vol, so ek moet meer hier preek. Jy sien, daar is baie mense wat kom en gaan, maar daar is min wat hierdie woord van die Here, hierdie boekrol eet en dit hulle eie maak. Vers 13 sê die woord van die Here, Matteus 7, hy sê, gaan in deur die noupoort, want breed is die poort en wyd is die pad wat na die verderf lei, en daar is baie wat daardeur ingaan. Die dansblane is so op 'n Saterdag aand. Die kroe is so op 'n Saterdag aand. Die restaurante is so op 'n Saterdag aand. En dan wanneer ons in die huis van die Here kom, is ons 3 en 9 rye. Ja?
Want die mensdom, selfs die ou tradisionele kerkgangers, wat geglo het, ek gaan kerk toe met my pa en my ma kerk toe gegaan het, gaan nie eens meer kerk. Die groot magtige susterskerke in Suid-Afrika smelt saam, omdat hulle kolossale kerke nie meer kan volkry. Ja, dis wat gebeur. Die kerke wat 'n entertainment center word so groot, dat die kerke bers uit hulle nate uit, en jy moet naderhand 'n afspraak maak om na die huis van die Here toe te gaan. Dis hoe ons gekom het as kinders van die Here, omdat ons toegelaat het, dat die mensdom die kerk begin regeer, in plaas daarvan om vir die mense te sê, daar's 'n resep om gered te word. Ek wil nie eendag in 'n predikant se stoel staan, waar die dood verwerp het nie. Ek wil nie in 'n predikant se skoene staan, wat heiligmaking verwerp het nie. Ek wil nie in 'n predikant se skoene staan, wat eendag gesê het, jy het nie meer nodig om te glo nie. Ek wil nie in 'n predikant se skoene staan, wat vir die mense sê, jy het nie meer nodig om te verander nie. Jy sien, kind van God, ons moet elke dag verander, om by God aan te pas, want broer Paulus skryf, hy sê, ek het meer sonde as julle almal, maar ek bearbei harder as julle almal. Jy sien, van ons het so 'n bietjie sonde, en van ons het so baie sonde. As jy so baie sonde het, dan sorg jy dat jy vir God soveel werk. As jy so 'n bietjie sonde het, dan sorg jy ook dat jy vir die Here soveel werk. Want die Here sien sonde raak, wat jy dalk nie eens dink is sonde nie. Maar hoor wat sê die woord van die Here. Hy sê, as iemand 'n sondaar van sy dwaalweg bekeer, sal dit 'n menigte van daardie een se sondes bedek, wegvat. Jy sien, wanneer jy vir God werk, as jy iemand bearbei, wat gesukkel het, deur lelike dinge te doen van hierdie wêreld, en jy bearbei daai persoon, en daardie persoon kom tot inkeer, is dit 'n regmerkie agter jou naam, wat God vir jou die beloning gee, omdat jy iemand gehelp het, omdat jy weet, jy was daar. Hoe gaan jy met 'n predikant kan praat, en jy het 'n probleem met geld, en hy het nog nooit 'n probleem met geld gehad? Hoe gaan jy met 'n predikant kan praat, en jy slaan jou vrou, as hy nooit sê, ek slaan nie my vrou nie, sy slaan my, en dra make-up, julle weet dit net. Hoe kan ons met iemand hierdie evangelie deel, as iemand aan die dood afgestaan het, wat naby aan daardie persoon was, en daardie persoon is bedroef, en weet nie om daardeur te kom nie, hoe gaan iemand bemoedig, as jy self nie daardeur is nie? As jy nog nie 'n ma of 'n pa of 'n boetie of 'n sussie of 'n kind verloor het nie, ek meen as iemand 'n kind verloor het, en jy het dit nog nie deurgemaak nie, kan jy nie werklik simpatiseer met daai persoon nie. Jy sien, maar God gebruik elkeen van ons. Jy sien, nooit een van ons het dieselfde probleme. Is dit waar? Het almal van julle dieselfde swakheid? Begin jou swakheid in Christus te gebruik, om 'n verskil in die wêreld te maak. Want God sal mense op jou pad stuur, met dieselfde probleme as waarmee jy al gesukkel het. Het jy dit al gesien? Amen? Ja? So begin dit gebruik. Begin in dit te wandel, sodat God jou lewe kan gebruik as 'n voorbeeld om ander na hom toe te bring. Hy sê vers 14, want die poort is nou, en die pad is smal, wat na die lewe lei, en daar is min wat dit vind. Breed is die weg, wat na die verderf lei, en smal is die pad, wat na die ewigheid lei. Daar is min wat dit vind. Nie almal word gered nie, hoor. Jy sien, daar is baie mense wat in die huis van die Here wandel, in en om die kerke, maar hulle stap nie met die Here op pad. Dis nie hoe dit hier uitkom nie, dis hoe dit hier gebeur. As baie mense wat sê, ek is 'n kind van die Here, maar hulle dade getuig nie daarvan nie. In Matteus 5 hoofstuk 8, tweede laaste vers waarmee ek gaan afsluit. Matteus 5 vers 8 sê die volgende. Hy sê, salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Jy moet rein van hart wees. God hou nie van 'n dubbelsinnige hart nie. God hou nie van 'n hart wat hinker na hierdie kant toe en na daai kant toe nie. Hy soek 'n hart wat hinker net na hom. Hy soek 'n hart wat net hinker na die goeie. Hy soek 'n hart wat net hinker na sy woord. Hy soek 'n hart wat net hinker na sy teenwoordigheid. Was lekker om die wêreld te dien, maar is my lekkerder om die Here te dien. Weet jy wat is die lekkerste as jy dronk word in die Heilige Gees? Jy het nie môre 'n babbelas nie. Ja? Ja, ons almal het al lekker dronk geword. Ja. Kom aan, ons die woord van die Here sê, moet julle swakheid aan mekaar bely. Die pastoor het ook al gedrink dat hy nie sy voete kan loop nie. Die verstaan, die is okay, maar die voete wil nie beweeg nie. Ja. Lekker blink gedrink. Paralytiek getrek. Ja. Was daar. Maar jy sien, wanneer God se Gees jou begin vat,
en jy dronk word, en soos 'n dronk persoon te kere gaan, in die teenwoordigheid van God, het ek nie môre 'n kopseer nie. Want môre staan jy op en sê, ek gaan nie weer nie. Maar as jy dronk word van die Heilige Gees vanmôre, môre staan op en sê, ek wil teruggaan na die huis van die Here. Maar ek iemand geloof het met 'n besigheidstransaksie, en jy kry jou hofsaak voor en sê, ek gaan dit nie weer doen nie. Maar dan doen jy maar net weer. Maar wanneer iemand jou inloop met 'n besigheidstransaksie en jy los dit in die hand van die Here en die Here bewerkstellig dat regverdigheid geskied, dan gaan jy weer terug na die Here. Is dit nie so nie? Dis wat God doen. Salig is julle wat rein van hart is. En elkeen van ons het dinge in ons hart waarmee ons worstel, waarmee ons stry, waarmee ons beklei. Gee dit vir God en hy sal jou reinig. Laat hy jou hart vat, want hy sê hy haal hierdie klipharde hart uit van klip en hy gee jou 'n hart van vlees. Jy sien, ons almal gaan deur omstandighede wat ons soms hard maak. Ons almal gaan deur probleme wat ons hierdie harde mens maak, maar God soek barmhartigheid in elkeen van ons omdat hy lief is. Hy sê ek het barmhartigheid meer lief as offerande. Deur genade aan mense te bewys, het hy meer lief as om ietsie te gee vir die Here. Hy sê salig is julle wat rein van hart is. Julle sal God sien. En ek sluit af met Hebreërs hoofstuk 12. Hebreërs hoofstuk 12 vers 14 sê die volgende. Hy sê jaag die vrede na met almal. Maar die woord van die Here sê ook op 'n ander plek, hy sê leef in vrede met mekaar sover dit moontlik is. So probeer vrede bewerkstellig, maar die Here weet daar is baie mense met wie hy geensins vrede kan hê. Amen. Ja. Sê jaag die vrede na met almal. So as jy probeer het en dit werk nie, staan terug. As jy jaag die vrede met almal en die heiligmaking. Wat is heiligmaking? Om die sonde uit ons lewe uit te sny sodat ons naby aan God kan begin wandel. So is nie almal wat gered gaan word nie, is hulle wat glo en hulle wat doop sal gered word. Hulle wat rein van hart is, sal gered word. Die ongelowiges wat die God van hierdie wêreld aanbid, gaan nie gered word nie. Hoor wat sê hy? Hy sê jaag die heiligmaking na, waarsonder niemand die Here sal sien nie. Jy sien, maar in ons sondige lewe, gaan God nie met ons iets te doen wil hê. Hy het wel die sonde van die wêreld op hom geneem, maar hy het self nie sonde gedoen nie. Hy is nie 'n mens soos een ek dat hy sou lieg nie. Hy het wel met sondaars gewandel, maar hy het nie saam met hulle gesondig nie. Jy sien, ons moet begin onderskei tref tussen wat heilig is en wat onheilig is, of wat rein is en wat onrein is. En ons moet doen wat God van ons verwag. Soos nie almal wat sê Here, Here nie, maar is hulle wat hulle glo en laat doop sal gered word. Hulle wat heiligmaking najag, sal God sien. Hulle wat rein van hart is, julle sal God sien. Dis jou resep. As jy dit nie toepas in jou lewe nie, kan jy vir niemand anders kwaad wees as vir jouself as jy die hemel mis nie. Al een wat vir jou kan kwaad wees as die hemel mis is die kinders. Kan vir hulle ouers kwaad wees. Want julle as ouers en ons as ouers staan vir die kinders tot die dag wanneer hulle deur die bad van wedergeboorte gaan. So ons lewe moet reg wees sodat ons kinders dit kan maak. Maar elkeen van julle, man, jy gaan nie vir jou vrou staan nie. Vrou, jy gaan nie vir jou man staan nie. Gaan nie daar voor in die ry staan as die Here sê, Marley, jy dink, Zaan, kom gou gou asseblief, kom help. Dit is nie moeilikheid hier, nee. Jy gaan self voor God staan. So kom ons lewe so, sodat hierdie resep 'n sukses is en nie 'n flop is nie. Want wat doen jy met 'n koek wat 'n flop is? Gooi hom nie asblik. So wat gaan gebeur as jy die resep nie volg nie? Gaan jy die ewige dood uitgewerk word. En verkondig vir die mense, as die kerke kom en sê, jy het nie meer nodig om te doen nie, is God meer gehoorsaam as die mens. Bring die mense na die huis van die Here toe. En as hulle dit nie wil hoor nie, laat hulle dit nog steeds hoor. As hulle die saad wil vertrap van hierdie evangelie, laat hulle dit doen. Maar jy het jou kant gebring. En kom ons doen dit, dat hierdie resep volkome kan wees in ons lewe. Mag die Here seën. Kom ons staan saam.